En daar gaan hulle na die hoofkantoor in Jerusalem toe, en hulle kom by mekaar, en die disippels kom by mekaar, en hulle besluit, wat moet ons nou doen met hierdie klomp heidene, wat tot bekering kom? En daar maak hulle besluit, ons gaan nie die wet van Moses op hulle lê nie, maar ons gaan vir hulle sê, dat hulle moet hulle weerhou van hoerery, hulle moet hulle weerhou van iets wat verwrig is, en hulle moenie bloed eet nie. Dit is wat hulle toe nou besluit het. Kyk wat sê Paulus. Paulus praat toe nou ook hierso in die Nuwe Testament, en dit is geweldig interessant as jy dit raak lees. Paulus praat hierso in die Nuwe Testament, hy praat van 2 Israels. Ja, hy doen. Hy praat van 2 Israels. Hy praat van Israel in die vlees, en dan praat hy van die Israel van God. En dit is belangrik dat ons gaan kyk, in die skrif ingaan en gaan kyk, wat het hy bedoel? Kyk wat sê hy daar in Romeine 9 vers 6. Hy sê, want nie almal is Israel wat uit Israel is nie. Wat sê Paulus hierso? Wat probeer hy vir ons sê? Hy sê ook, nou daar in Galasiërs 3, hy sê, daar is nie meer Jood nie, daar is nie meer Griek nie, julle is almal nou een in Christus. En as julle dan saam met, aan Christus behoort, dan is julle, as jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham, en erfgename volgens die belofte. Wat se belofte praat hy van? Hy praat van die belofte wat God aan Abraham gemaak het, dat uit jou saad, uit jou liggaam, nie die ene wat deur die slaaf gebore is nie, maar die een wat uit geloof uit jou liggaam uit voortgekom het. Die een wat God hom gesê het, gaan offer hom op die berg. Toe hy na sy eie liggaam kyk, en hy kyk na sy vrou se liggaam, en hy sê, hier kan niks meer gebeur nie. Toe sê God vir hom, nou is die tyd reg. Nou sal haar uit jou uit. Jy sien die belofte moes deur geloof aanvaar word. Evangelie is eenvoudig as ons dit verstaan.